Daar is 'n baie vreemde pyn wat min mense hardop erken. Dit is wanneer iets goeds gebeur met iemand vir wie jy nie iets goeds wou hê nie. Nie omdat jy graag wreed wil wees nie, maar omdat daar geskiedenis is. Iemand wat jou seer gemaak het, kry weer 'n kans. Iemand wat verkeerd opgetree het, word omhels. Iemand wat skade gedoen het, begin nuut. En almal rondom jou sê, is dit nie wonderlik nie? Maar binne jou is daar nie dadelik vreugde nie. Daar is 'n stywe stilte. Daar is 'n ongemaklike vraag. Here, is dit regtig hoe U werk? Dit is waar hoofstuk 3 ons bring. Nie by die vraag of God genadig is nie, maar by die vraag of ek kan oorleef wanneer God genadig is teenoor mense wat ek nie wil spaar nie. Ek gaan vanoggend se erediens begin met die bekende gedeelte. Ons ken hom baie goed. In hierdie 2020 vertaling is hy weer 'n klein bietjie anders as wat ons uit ons kop kan uitsê. En dis Johannes 3 vers 16. Waar daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy unieke seun gegee het. Die unieke seun word nou hier vertaal, want dan word in die Grieks, as hulle na die enigste seun sal verwys, ons het die enigste seun, God se enigste seun, dat hulle praat van die unieke seun, wat ons sal verstaan as die enigste seun. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen het. Gemeente van Doringkloof, vrede vir julle. Here, ons sit vanoggend weer hier in hierdie gebou in Doringkloof, Here, en sing hierdie liedjies. Here, ons weet ons woorde is min. Baie keer wil ons nie eers die woorde praat wat U wil hê ons moet praat nie. Here, baie dankie vir hierdie boek van Jona, hierdie boek wat lang gelede geskryf is, maar wat vandag eintlik nog steeds so relevant is en ons taal praat en wat vandag gebeur ook nog so waar is in hierdie boek. Here, help ons dat ons ook U sal sien en U sal beleef en dat U deur die Heilige Gees ook vandag na elkeen sal kom, sodat elkeen die woord moet hoor wat U graag wil hê, hulle moet hoor. Spreek, Here. Amen. Ek wil net weer, voor ons hierdie Jona gedeelte saam lees, is dit nou net weer, ons gesê het, God het die wêreld so lief gehad, dat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit beteken, dis 'n baie mooi vers vir ons, want ons weet, die Here het ons lief, en ons sal nie verlore gaan nie, want die Here het ons kom gryp, en hy het ons uit die gat uitgetrek, en hy het vir ons hierdie nuwe lewe gegee. Dan staan hier by vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen het. Hier is eintlik twee pole, wat ons vandag gaan sien as ons na Jona kyk, en baie hoe ons na die wêreld ook gaan kyk, en ons miskien God se genade dan mis vir onsself, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie,
sodat hulle dade nie aan die kaak gestel kan word. Nou dis 'n sinnetjie wat ons nou baie maklik kan gebruik. Elkeen daarso wat nie in die lig lewe nie, hulle dade gaan God aan die lig stel. God gaan hulle dan eendag oordeel. Maar die wat volgens die waarheid leef, kom na die lig toe, sodat sy dade bekend kan word. Hier is twee kontraste hier. Hier is mense wat wegkruip van die lig, wat onder die tafel leef, en God gaan hulle oordeel, en as ons die mense wat in die lig leef. Soos as ons leef in die lig, ons is eintlik die goeies. En die mense onder die tafel is dan eintlik die slegtes, want hulle leef dan in die donker. Maar as jy dan teruggaan na Johannes 3 vers 16, sê die Here het almal so lief gehad, soos hulle die mense wat nou nie in die lig lewe, wat nog steeds daar onder die tafel leef, in die donker ook lief. En ons wys baie maklik vinger na die ouens toe, want ons sê ons leef in die lig. Ons is gered en God se genade is vir ons groot. Maar as God se genade wat ook die mense wat in die donker leef en vir die lig wegkruip, as God dan by sy genade by hulle uitkom, is ons bly daaroor. Is ons bly daaroor, of is ons eintlik kwaad, dat God se genade dan ook by hulle uitgekom het, want ek is die een wat al die jare so mooi in die lig geleef het, en nou is ook goed, is God goed vir die mense wat eintlik 'n bietjie volgens my boos was, en ek wou gehad het, God moet hulle oordeel, en nou oordeel God hulle, want hulle het hulle lewe ook vir die Here gegee. Hulle het ook tot bekering gekom. En dit is dan eintlik waaroor ons vandag gaan praat uit Jona uit. Ons gaan hierdie Nuwe Testament gedeelte eintlik net so kan van toepassing kan maak op Jona, as ons sê wanneer genade met jou vyand gebeur. Nineve kry genade en Jona se hart word ontbloot. Dis die twee gedeeltes wat ons sien. En dat ons, as ons Jona lees, vandag wat met Nineve gebeur, en dan môre, hoe Jona voel daaruit, môre kan ons sien die gevoel wat Jona het nadat dit gebeur, dan is die woord wat jy heeltyd terugbring na die gedeelte. As jy vir jouself sê, nie vir iemand anders, as jy vir jouself sê, o hel, ek is Jona. As jy jouself hier in Jona raak sien. Jy kyk in die spieël en jy sien, o hel, ek is Jona. Want ons doen dit so maklik, want God het die wêreld so lief gehad. Dis hoekom ek 'n kind van die Here is. En die wat daar in die donker leef, God gaan hulle oordeel. Dit sê ons baie keer. Daar is 'n soort van 'n teleurstelling, en daar's selfs 'n soort van 'n woede binne in ons. En baie keer is daar pyn binne in ons. Emosionele pyn, menslike pyn wanneer iets slegs, nie wanneer iets slegs met my gebeur, maar wanneer iets goeds gebeur en iets positiefs gebeur met iemand wat aan my pyn veroorsaak het. Hierdie pyn is anders, want dis nie ek wat seer kry nie, ek kry seer, want God is goed vir iemand anders. Eintlik iemand wat vir my lewe nogal taamlik verongeluk het. Kom ons kyk na net 'n praktiese voorbeeld, as ons vandag kan kyk. Ek werk vir 'n maatskappy en die maatskappy doen goed en die maatskappy word opgebou en dan begin daar maatskappy agteruit te gaan en dan moet mense retrench word, want daar is nie meer geld om almal se salarisse te betaal nie. Nou is ek die een wat van die oggend tot die aand gewerk het, wat nou retrench word. En nou gaan ek. Wat wil ek dan eintlik hê? Wil ek hê daai maatskappy moet nou eintlik weer begin floreer en 'n groot maatskappy word? Of wil ek by die huis sit en sê, ek wag tot julle nou sink, want ek is nie daar. Dan is jy, o gids, ek is Jona. Want ek is nou nie meer daar nie, nou moet daai maatskappy nou maar, hulle moet gaan. Of,
jy het 'n huwelik gehad wat eintlik nie baie lekker was nie, en daar was vreeslik wrywing, baie jare se dik gesig en trane, en jy kom op die punt wat die huwelik nou uitmekaar het gaan, jy kom nou daar, ons is nou verby, en dan kyk jy so op jou telefoon, en jy hoor by jou kinders, hoe goed dit gaan met jou pa. Jou pa so gelukkig, en hy het so 'n mooi jong vrou gekry, en op Instagram, ons het nooit geld gehad om uit te gaan eet nie, maar nou sit hulle daar in Mauritius. Jy geniet daai mense, hulle geluk nie. Dis net op 'n aardse manier, nie eintlik op geestelike manier. Ek is dan kwaad, omdat ek nie deel is van daardie geluk van daardie mense nie. En dan is die spieël waarna ons kyk, omdat ek geestelik skade gely het, want ek is geskei. Ek is hier in die kerk, ek glo in God, geestelike skade, want dit is nou sonde om te skei, en ek het nou daai pad gestap, en is dit regtig hoe God werk? Dat ek hier so sit, ek is seer, maar my ex gaan aan. Hulle is baie gelukkig, so lyk dit in elk geval, dis wat die kinders sê, as die kinders by hulle gaan kuier. Of die maatskappy gaan goed, is dit regtig hoe God werk? Ek sukkel om te oorleef by die huis, en my kinders en my vrou suffer regtig, maar die maatskappy begin eintlik nogal te floreer, dit begin selfs wins te wys. En dan is dit vandag se manier om eintlik te kyk na Jona se teks, wat jy sê, o hel, ek is Jona, want dis wat Jona gedoen het. Ons is regverdig as ons voel ons het nagekom. Maar dit is wat Jona ook voel. Ons glo in genade, ons glo in God se genade, maar dit is net vir my. Here het my gered, ek weet ek is bevry, maar hoekom is die Here nog goed vir iemand anders dan ook wat ek nie dink het behoort nie? Ons sê baie maklik, en dis eintlik 'n gevaarlike ding om te sê, die wiel gaan draai. Ons gebruik daai voorbeeld baie, die wiel gaan draai. Maar wat sê jy vir iemand as die wiel gaan draai? Jy spreek God se oordeel uit oor iemand anders. Ek het seer gekry, iemand anders het my seer gemaak, maar die wiel gaan draai. Dit beteken ek wil nie hê God moet ook by hulle wees nie. Ek wil hê hulle moet seer kry, want ek het seer gekry. Dis eintlik waarmee ons dan ook hier besig is. Ons het gesien, God kom na Jona toe, en God roep vir Jona, en God stuur vir Jona. Hy sê, gaan na die mense van Ninive toe. Vandag gaan ons ook begin met die eerste sin, gaan, die tweede keer wat God vir hom sê, gaan na Ninive toe, en omdat hy as 'n nasionalistiese Israeliet regtig pyn het oor hierdie mense van Ninive, weer na vandag toe kom, Israel bom vir Iran, dis nog steeds dieselfde mense wat mekaar bom, is nog steeds dieselfde mense wat nie vir mekaar hou nie, en nou kom God na hierdie ou toe, daar in Jerusalem, sy huis is met 'n supersoniese missiel getref, en sy kind is dood, byvoorbeeld, en God sê, gaan na Iran toe, gaan sê vir die mense, gaan vertel vir daai mense van Jesus, dit gaan nie vir jou lekker wees, want hy bom het jou huis getref, en jou familie getref. Dis wat God vir Jona sê, gaan na daai mense toe daar in Iran, en gaan sê vir hulle, julle kan ook gered word. My liefde is vir almal wat in my sal glo. En dan sê Jona, daar's nie 'n manier dat ek dit gaan doen nie. Daai mense verdien dit wragtig nie, om God se genade te ontvang. Dis nou die laaste mense wat God sal seën. Ek gaan dit nie doen nie. En Jona gaan af, en hy gaan af na Joppe toe, hy klim op die skip na Tarsus toe, ons gesien, en hy daar gat hy, en dan gister het God hom gestop, in sy spore gestop, en hy bid nog steeds nie, en God gooi hom oorboord, en daar in die maag van die vis, daar op sy laagste ontmoet Jona nou weer vir God. En nadat hy vir God gesê het, God, ek het verkeerd opgetree, God, ek wil weer in u tempel wees, daar in die middelste gedeelte, daar by vers 9, nee, sê hulle, dat ek wil weer in die tempel wees, dit beteken ek wil terugkom, ek wil in teenwoordigheid wees, en dan maak hy
hierdie offer, maar hy het niks om te offer nie. Die enigste offer wat Jona dan het, is, ek sal aan God gehoorsaam wees. Ek sal doen wat jy wil doen, soos ek gaan iets doen, sodat ek dan ook gehoorsaam sal wees. En dis my enigste offer wat ek dan kan kry. En dan kom God en hy gee die vis opdrag om Jona so uit te spoeg, en daar land Jona op die wal, en nou voel hy, nou is hy nou weer reg, en dan lees ons, dan ontmoet ons nou weer vir Jona, hier by Jona 3. 2 vers 10 staan daar, die Here het toe die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg, soos daar sit Jona nou. En dan vers 3, waarskuwing van Jona aan Nineve. Nou hier is dieselfde profetiese woord, die manier hoe God 'n profeet aanspreek in die Ou Testament, die woord van die Here het die tweede keer na Jona gekom. Staan op, hy lê daar op die grond, hoop hy sy bene het gebreek nie, maar daar is hy nou. Nou sê God vir hom, staan op, en hy herhaal die opdrag, gaan na Nineve toe, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou opdra. En hier is vir my 'n interessante gedeelte, die boodskap wat ek aan jou opdra, is dat God vir hom sê, gaan na Nineve toe, ek gaan die boodskap vir jou gee. Soos hier is nou nog nie 'n boodskap, hy gaan nou maar net Nineve toe, en hy weet nog nie wat hy vir Nineve moet sê nie. Is dit sodat God hom toets, om te kyk wat hy gaan doen, of wil God hom eintlik help, om nie met 'n swaar hart te gaan nie, maar ek sal vir jou sê, ek gaan dit aan jou opdra. Jona het toe opgestaan, en dan Nineve toe gegaan, soos die Here hom beveel het, soos nou sy gehoorsaam, in die vis se maag gesê, ek gaan doen wat u gesê het, ek gaan doen, is 'n belofte, want ek aan God gemaak het, wat Jona dan ook gedoen het. Nineve was 'n uitsonderlike groot stad, 3 dae se loop van een kant tot die ander kant. Nou met die opgrawings wys dat die klein gedeeltetjie van Nineve nie eintlik 'n baie groot stad was nie. Dit was eintlik 'n klein stad gewees, maar daar was 2 stede aan die kant van Nineve wat ander name gehad het. Kan dit nou nie onthou nie, ek het gister gelees. Maar in elk geval, hulle sê, as jy om die hele gedeelte stap, dan vat dit 3 dae om die ou stad van Nineve te stap, as jy sy woonbuurt is, wat buite hom is, dan ook in ag neem. Dis hoe groot dit dan was. Soos daar was baie mense, en die uitsonderlike groot stad is ook 'n woord wat baie gebruik word in die Bybel, as God na iets spesifieks dan ook sou verwys na 'n plek toe. Jona het begin om in die stad binne te gaan, 'n dag se loop ver. Soos hy het nou hier by die stad ingegaan, het in die weste kant van die stad ingegaan, en hy stap 'n dag lank. 'n dag lank is nogal 'n ver dag om te stap. Jy stap in 'n dag in vir 'n hele dag lank. Voet geloop. Hy het uitgeroep, nog net 40 dae, dan word Nineve verwoes. Nou hier is nie 'n boodskap van God af nie. Net hierbo sê ek sal vir jou sê wat jy moet sê, soos ergens tussen wat God gesê het, gaan in Nineve toe, ek sal vir jou sê, en tot nou toe het daar boodskap gekom, en wat die volledige boodskap dan ook is, of van meer was. Jona sê net, nog 40 dae, dan gaan Nineve verwoes word. Nou gewoonlik, as 'n profeet praat, kom hy met liefde, God gaan julle verlos, daar en daardie tyd, of God gaan julle oordeel, as julle nie julle sondes los, en terugkeer na die Here toe nie. Dus hierdie is die kortste preek in die Bybel. As jy gaan kyk na die Hebreërs, is dit net sulke een woordjie eintlik. Net so kortbaar woordjies wat hierdie groot impak gehad, die groot impak wat God se woord het, ten spyte van dat dit halfhartig gedoen is. Net een uitroep, nog net 40 dae, dan word Nineve verwoes. Dus daar's nie, wat noem hulle dit nou 'n point of action nie. Gewoonlik as jy 'n advertensie uitsit, en jy sit jou advertensie uit, dan die heel laaste sinnetjie is klik hier en sê ja. Nee, daar's nie so sosiale media point of action, dus klik en maak 'n regmerkie of 'n hartjie nie. Dis net dit. En die mense van Nineve het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en hulle het almal belangrik en onbelangrik rouklere aangetrek. Dit het dadelik gebeur.
Hierdie stad gaan verwoes word 40 dae, en dan kom die mense tot bekering. Die mense met adelstand, en die mense wat op die straat gebly het, die hele lot van hulle. Onbelangrike rouklere, en belangrik en onbelangrik het rouklere aangetrek. Toe die berig die koning van Nineve bereik, het hy van sy troon af opgestaan, sy koningsmantel afgegooi, 'n roukleed omgehang en in die stof gaan sit. Selfs die koning haal sy koningskap af, hy haal die kleed af en hy gaan sit daar dan ook in die stof. Stof is presies dieselfde woord wat dan ook nog deur die hele Ou Testament vir stof gebruik word, daarvan Genesis se tyd af. Hy het in Nineve laat afkondig, op las van die koning en sy belangrike amptenare. Niemand mag aan enigiets sproe nie. Nie 'n mens of dier, beeste en kleinvee nie. Hulle mag nie eet of water drink nie. Mense en dier moet met roukleed bedek word. Dis nou een van die vreemde goed in die Bybel, die diere mag ook nie eet nie. En die diere moet ook rouklere aantrek. So dit is iets vreemd wat gebeur, maar dis hoe ver hy toe gegaan het met die bekering. Die mense moet God ernstig aanroep, en elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die geweld wat aan sy hand kleef. Wie weet, dalk draai God terug, en hy berou dalk en draai om weg van sy brandende toon, sodat ons nie vergaan nie. Dus Jona het beslis nie gesê, draai terug nie. Jona het nie hierdie kans gegee nie, hierdie point of action gegee nie. Want later sê die koning, miskien as ons alles reg doen en ons vermoë, sal God hierdie brandende troon van ons wegvat en ons sal nie vergaan nie. Dan staan die God het dit gesien, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad. Dis 'n omdraai, dis 'n bekering. God was jammer dat hy gesê het, hy gaan 'n ramp oor hulle bring, en hy het dit toe nie uitgevoer. Sulke sin wat God was jammer gewees, omdat hy dit gesê het. Verstaan ons o God, maar God het sy oordeel oor iemand uitgespreek, en toe het God gesê, ek is jammer, laat ek die oordeel uitgespreek het. Voel vir my al vreemde gedrag van God, nee. God wil sê, jammer, ek het gesê, jy gaan verlore gaan. En nou wys jy vir my, jy kan eintlik dit anders doen. Asof God dit nie eens van jou verwag het nie. En hy het dit toe nie uitgevoer nie. Jona in gesprek met God, maar dit gaan ons nou môre dan verder gaan, maar dit het Jona erg ontstel, en hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê, ag Here, is dit nie wat ek gesê het, toe ek nog in my land was? Nog 'n môre daaraan, soos nou loop, toe sê hy, ag Here, is dit nie gesê het, toe ek nog in my land was nie? Jona het al gesê, die Here is 'n liefdevolle God, hy is 'n lankmoedige God, en sy hart is ook vir die ander mense, en daarom, omdat ek God ken, ek Jona ken vir God, daarom sal ek nie gaan nie. Nou sê Jona hier, ag Here, ek het gesê, nog voordat hierdie hele visstorie en skipstorie was, het ek dit gesê, dat u lankmoedig is, en nou is God jammer, en nou is Jona eintlik dan baie ongelukkig oor mense wat tot bekering kom. 'n Profeet wat God stuur om mense tot bekering te roep. Ag Here, het ek nie gesê het gaan gebeur. Hy wou nie gehad het nie. Hy was toe wel gehoorsaam en sê, in die visse maag het ek gesê, ek gaan dit doen, maar ek hoop nie, want dis die mense onder die tafel, waar die oordeel van God moet eintlik oor hulle wees. Nou sien ons in hierdie gedeelte, God roep weer. God roep ons almal weer. God roep weer vir Jona. Ons lees daar, God het weer, tweede keer vir Jona geroep, nie omdat Jona nou perfek is nie. God het Jona geroep en hom weer gestuur, omdat God vir Jona tweede kans gegee het. Hy het hom 'n tweede kans gegee op lewe. Jona moes dood gewees het, hy het weggeloop van God af, maar hy het ook sy hart vir die Here weer gegee, as ek dit so 'n manier kan sê. Die teks sê, hy verlang na die tempel, ek gaan terug aan tempel toe, so ek gaan terug na die teenwoordigheid van God toe, soos Jona
kry nie 'n tweede kans omdat hy sy les geleer het en sê ek wil dit eintlik graag gedoen het nie. God praat weer met Jona en gee vir Jona 'n tweede kans omdat God is. God is 'n God van tweede kansse en ons almal kry 'n tweede kans dan ook by God. Ons leef in 'n wêreld wat ons mekaar baie maklik afskryf. Een fout, een mislukking, een oomblik. En dan is iemand nie meer in my verwysingsraamwerk. Ek sal miskien nog ordenklik wees, maar een fout. En dit is dit. Dus jou vlug weg van God af is nie sterker as God se genade nie. Jou vlug weg van iemand anders wat jy voel een fout gemaak het, is anders as wat God oor daardie persoon wat Johannes nog in die donker leef voel. God is nie klaar met mense wat misluk het nie. En dit is goeie nuus vir Jona. Dit is goeie nuus vir Jona. Jona het misluk, Jona het weggeloop. En hy het besluit, ek is klaar hiermee, hy het oorboord, homself oorboord laat gooi, dat hy net weg kan kom van hierdie drama van God af, en hierdie drama van alles, en trauma, en toe het God gekom, en die vis is eintlik net 'n simbool van God, wat Jona dan vang op die laagste punt van sy lewe, en Jona kry 'n tweede kans. Ek kry genade, en ek kry 'n tweede kans, en dan wil God my weer gebruik. Maar wat doen Jona? Jona is gehoorsaam, hy doen nou wat hy beloof het, hy gaan doen, Jona gaan, hy is gehoorsaam, maar wat ons gesê het, gaan Jona se hart saam. Het Jona se hart nou al sag geword? Ek gaan nou, want dit word vir my verwag, ek gaan soontoe, maar my hart is nog hard. Is dit gehoorsaam? Is dit nie gehoorsaam nie? Is dit bekering? Was dit nie bekering nie? Dit is nie vir ons om te oordeel nie. Ons kan miskien aan die einde van die boek van Jona besluit, of Jona, waar sou Jona vandag gewees het, maar Jona kom en hy, omdat hy gehoorsaam wil wees, en die Here het hom 'n tweede kans gegee, doen hy dit, maar sy hart is hard. Hy gaan met 'n regtig baie harde hart na daardie mense toe. En hy stap daarin vir 'n dag lank, dan gaan staan en sê, nog net 40 dae, dan is Here klaar met julle. So wat is dit? Kort preek. 40 dae, dan is Here klaar met julle. God kom na, kom ons sê, is wat 'n voorbeeld, hierdie gemeente toe, en God sê, nog 40 dae, en Here, ons is klaar met julle. Dis al. Jy weet nie eintlik wat jy moet doen verder nie. Daar's geen opdrag van God verder. Wat moet ons nou doen hierso? Wat ons nou begin rondskarrel, wat moet ons doen nie? Hy sê nie. Geen traan nie, geen pleit nie, geen motivering nie, geen uitnodiging, kom na die Here, ruk jouself reg nie. In vandag se taal, kom ons noem dit Engelse woord quiet quitting, nee. Ek gaan baie stadig werk. Dis amper as jy nou daai manier van betoging is, ek werk stadig, nee, dis quiet quitting. Nie openlik rebels nie, ek gaan nie staak en klippe gooi nie, ek gaan maar net stadig werk, ek gaan die minimum doen. Quiet quitting. Ek tik die boksie, ek het gegaan, ek hou die vorm van hoe 'n profeet moet lyk, ek doen wat ek moet doen, maar my hart is nie daarin. Glad nie, my hart is eintlik heeltemal in die teenoorgestelde rigting. Dis nie eintlik dat ek koud is nie, ek is eintlik verder as koud. En ek doen dit ook in my verhoudings. Ek doen dit baie keer met my familie, is dat ek is ongelukkig, en die dinge in my familie loop nie reg nie, en dan begin ek maar net stil te bly. En ek doen dit wat ek moet doen. Ek het 'n verantwoordelikheid, ek vat die honde uit, ek tel die mis op, en weet ek is nou maar daar by die huis rond, en dis dit. Maar ek het nie 'n verhouding met my vrou nie, of met my man nie, of my kinders nie. Ek is nou maar net die ou wat die geld inbring, en dit is hoe dit is. Ons doen dit met ons families. Ons het nie kontak met my sussie of my boetie nie. Desember maand gaan almal na pappa en mamma toe, oupa en ouma toe, en almal hy nou Kersfees ete, en die boksie getik, jy was by jou pa en jou ma, jy was vriendelik met jou sussies, en die res van die jaar leef jy maar weer net jou lewe. En ons doen dit ook met ons gemeente.
in kerke, daar waar ons saam bid. Ons vergewe, maar ons bly koud. Ek vergewe Tannie, maar ek bly koud. Ek sal selfs help, maar ek hoop eintlik dat jy val, dat jy nie suksesvol is. Vergewe, ek gaan jou 'n bietjie help, asseblief wees nie suksesvol. Wys net vir almal ek was eintlik reg. Dis wat Jonas sê. Ek het nie al gesê toe ek in my eie land was, hierdie ou is onsuksesvol. Ek het nie al gesê of God, jy sê net ek hoop eintlik jy val. Jonas het al die pad gehoop, hy gaan val. Die mense gaan val en dis nie vergifnis nie. Dis godsdienstige of geestelike sabotasie. Vergewe, maar ek bly koud. Ek help, maar ek hoop nog eintlik jy kom nie reg nie. Dis geestelike sabotasie. Ons doen die regte ding, want dis hoe ons dit moet doen, as gelowiges, maar ons doen dit met 'n moorddadige hart, teenoor die persoon, of persone. En dan kyk ons, as ons na die boek van Jona kyk, dis o hel, ek is Jona. Ek doen presies wat Jona gedoen het. Wat Jona nie wou gehad het nie, dis hoekom hy so kort preek gepreek het, nog net 40 dae, dan is dit verby met julle, en hierdie stad kom tot bekering. Om een of ander rede, wat Jona nie kan verstaan nie, kom hierdie stad tot bekering. God se woord bring mense tot bekering. God se woord bring mense tot bekering. God gebruik ons, maar dis die woord wat tot bekering bring. Dis nou Pinkstertyd, God gebruik ons om te gaan, om te vergewe, om te praat, maar dis God wat die oortuiging doen. Dis nie ons nie. Dis God se woord en dis God se Heilige Gees. Nineve is die plek wat mense afskryf, wat Jona afskryf, maar God het hulle nie afgeskryf nie. Hy het paar woorde gepraat, hy het net paar woorde gebruik, en daai paar woorde het die Gees van God gebruik, om my hele stad, die koning in kluis, tot rou te dwing, en selfs die diere is 'n beeld van die omdraai van hierdie stad. Nou, in kontras met Jona, en Jona kan daar ook ongelukkig wees. Ek het weggeloop van die Here af, en ek het ver weggeloop van die Here af, ek het moeite gedoen om daar lank te stap, ek het geld uitgehaal om weg te loop van die Here, en ek het ander mense se lewens regtig in gevaar gestel, as gevolg van die storm wat God toe bo op hy skip gegooi het, en ek is toe verwyder, en God het my gevang, en ek dankie tog, die Here het my gevang. Maar ek moes vir 3 dae en 3 nagte daar in my visse maag oorleef, en ek het later net begin bid, anders gaan ek dit nie maak nie, en ek het gebid, ek het my sondes bely, en ek het gesê, Here, ek wil by U wees, en ek het my beloftes gemaak, my offer gaan ek bring, en die Here, en ek is bly daaroor, die Here is nou weer by my. En nou gaan ek na die ander mense toe, die skadelike mense, die mense wat die bomme gegooi het op my familie, die mense wat wreed is, en die mense wat moor, en ek sê, net 40 dae, as dit klaar met julle, en die mense kom tot bekering. Is dit regverdig? Ek is 'n profeet van die Here. Ek moes 3 dae lank suffer om weer by die Here uit te kom. Die seewier, die seegras was om my nek gewees. Dit is onregverdig dat die Here met 3 woorde ander mense dan ook red. Nineve hoor net een kort koue preek. Die persoon wat dit preek, sê dit koud, want hy bedoel dit nie. Maar God se woord is die waarheid. Al spreek jy dit ook koud. En dit is die waarheid vir my, dit hoef nie vir jou die waarheid te wees nie, is dat baie mense buitekant die kerk sagter is met mekaar en mekaar vinniger vergewe as mense in die kerk. Dit is baie makliker om vriendskappe te hou en mekaar te vergewe en sagter mekaar op te wees daar waar ons by die kroeg saam sit. As gelukkige mense. Dan is ons sagter op mekaar.
Want ons weet ons almal is eintlik maar so half in dieselfde posisie. Maar van 'n kerk se kant af is dit moeiliker want ons is tog die goeie mense en daai is die mense wat nog onder die tafel leef. Daar's meer eerlikheid buitekant met mekaar ook want ons weet ons gaan meer eerlikheid terugkry. Maar God se woord kan plekke oopmaak wat ek lankal toegemaak het. God se woord maak plekke oop buitekant die kerk, in die kroeg, in jou huis waar mamma of pappa skree, is God se woord ook op dieselfde manier waar as wat God se woord hier waar is. Of God se woord koud is, God gebruik God se woord deur die heilige woord en dit breek geestelike snobisme af. Dit het Jonas se geestelike snobisme afgebreek. Ek is 'n profeet van God, God stuur my, ek is eintlik die persoon wat in God se waarheid kom en God wys, jy's geestelik snobisties. Jy kyk af op ander mense wat jy dink nie genade verdien nie en God gee vir hulle genade. En dit is die groot skok vir Jona. Dis die groot skok van die profeet, die man van God, 'n profeet is iemand wat die woord van God bring. Nineve draai om en God sien dit raak. En God is jammer dat hy daai oordeel uitgespreek het. Nog vreemd steeds my vriend, maar God was jammer dat hy die oordeel klaar uitgespreek het. En Jona is nie kwaad vir God omdat God misluk het nie. Jona is kwaad omdat die mense na God geluister het. God se woord het die waarheid gebring. Ons wil hê God moet die regter wees van ons vyande. Openbaring sê ons gaan almal eendag voor God se troon staan en dan gaan die boeke oopgemaak word en alles wat jy ooit in jou lewe gedoen het, gaan voor almal wat ooit geleef het uitgelees word. Maar as die boek van die lewe en dan gaan jy in die vuurpoel saam met die duiwel gegooi word. En dan word die boek van die lewe oopgemaak en as daar gevind word jou naam staan in die boek van die lewe, dan gaan jy saam met Jesus die nuwe aarde bewoon. En dan, hoekom word niks uitgelees en niks wat jy goed gedoen het word uitgelees? Ek was elke Sondag in die kerk nie. Niks wat jy sleg gedoen het word uitgelees nie. Hoekom word dit nie uitgelees nie? Want jou bladsy is skoon. God se bloed het dit afgewas. Daar's niks wat daar staan nie. Nie hoe betrokke jy was en hoeveel geld jy gegee het nie. Dit word nie uitgelees hoe goeie Christen jy was nie. Word nie uitgelees hoe sleg jy by die huis was nie. Jou bladsy is skoon. Want jou naam is in die boek van die lewe geskryf. Maar ons kry so lekker as ons sê, die Here gaan alles wat jy gedoen het aan my uitlees voor almal. En dan is ons ongelukkig op aardse vlak as daai bladsy van daai persoon voor God skoon is. As God jou vergewe, deur sy seun, is jou bladsy skoon. Maak nie saak of jy Jona is wat teruggaan na die Here toe in die visse maag, of jy 'n volk is wat wreed is, daai bladsy is skoon. Jy wat geweld gepleeg het, hou op met geweld pleeg. Jy wat verkeerd doen, hou op om verkeerd te doen. Daai mense se bladsy is skoon. Daarom gebruik Jesus ook vir Jona as hy sê, die mense van Nineve gaan teen julle getuig, as hy praat oor die teken van Jona. Soos daai mense wat julle dink die regte slegte mense was, se bladsy is skoon. Soos hulle gaan in die hemel wees, hulle gaan teen julle fariseërs getuig, want julle bladsy is nie skoon nie. Julle bladsy is nie gewas deur die bloed van Jesus Christus nie. My teologie sê God is genadig en lief vir my, maar nie vir hulle nie. Genade beteken nie dat ons nie onreg raak sien nie. Ons moet onreg raak sien, want ons moet help om God by almal uit te bring. Genade beteken nie onreg maak nie saak vir jou nie. Dit beteken ook nie dat jy grense in jou lewe nodig het tussen iemand nie. Grense is ook baie keer belangrik. Maar genade beteken nie dat ek God is, dat ek die oordeel kan uitspreek. Ek kan my pyn na God toe bring, maar ek kan nie
God dwing om minder God te wees teenoor iemand anders nie. Jonas se hart was nie reg nie. Jonas se preek was baie kort, baie koud, met die hoop dat hierdie mense nie gaan luister nie, en tog God werk deur sy woord. God se woord is nie afhanklik van die perfekte toestand om kragtig te wees. Dit is iets wat Prof Piet Meyering sê, en hy het gesê dat as jy student is, word jou preek geoordeel, dan kry jy punte vir jou preek, of die preek goed was of nie goed was. Soos as iemand sê, is nie op te kom bedoemnis nie, is net God se woord nou. As iemand sê, dit was regtig, ek het niks gehoor by die kerk vandag. Dit was nou regtig 'n swak preek. Dan vra die prof, het die dominee Bybel gelees? En as die dominee Bybel gelees, het niks gehoor, is jou eie skuld. Want God se woord is gepraat. As die Bybel gelees word, as God sê, 40 dae dan is dit verby met julle, al sê ek dit koud, God se woord praat, ten spyte van my, ten spyte van my hart. Jona 3 moet in 'n fees eindig, en dit eindig in 'n fees vir die stad wat hoor, en mense draai om, en God bewys genade, maar almal vier nie fees nie. Soos die grootste toets vir jouself, as jy die spieël voor jou gaan sit vandag, is nie of jy glo dat God vergewe nie. Die grootste toets is dat jy bly is as God iemand anders vergewe het. As ons gebed sê, as ons saam bid, Here, ek glo in U vergifnis, Here help my wanneer U vergifnis verder gaan as my eie grense. Dankie dat U weer my geroep het, dankie dat U weer sag met my geword het, maar maak my hart ook sag as die ander mense ook terug geroep het. Soos vandag se gedeelte eindig in oorwinning vir Jona wat terug is by die Here, wat gehoorsaam was, maar nog steeds 'n harde hart het, en dit eindig ook in oorwinning vir al die mense en diere en koning en kluis van Ninive. En almal is bly daaroor, behalwe die man van God wat die woord verkondig. Dis 'n God wat ons nie kan beheer. Here, baie dankie vir hierdie woorde uit die Ou Testament uit, woorde wat kort is, woorde wat spreek, woorde wat harte verander, gesindheid verander. Here, ons weet, uit ons eie uit is ons mense, uit ons eie uit is niks vir ons moontlik wat vir ons verwag word op hierdie vlak nie. Daarom kan ons in die Pinkstertyd ook net weer terugkeer en sê, Here, hoor my, en dan gaan die Here die Gees vir my gee. Here, ek vra vandag, ek pleit vandag dat Here hoor my, sien my raak, en help my deur die Heilige Gees, dat ek kan doen en kan bly wees vir dit wat U deur my wil doen. Bid dit in Jesus se naam. Amen. God is beter as my hart. Kom ons gaan met die woorde huis toe, wat ons vir onsself sê, is ek nie miskien Joda nie. En met daai wete stuur God ons ook as om te help. Mag die Here jou genadig wees, mag die Here tot jou redding verskyn, en mag die Here hoor as jy bid. Amen.